Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om saam te sing Gesang 28. Daarvan sing ons net die eerste vers, Gesang 28, net vers 1. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Gesang 68. Gesang 68 gaan ons die eerste en die vierde vers sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het, Gesang 68 vers 1 en vers 4, en u kan ook so lank oopmaak by Psalm 146, daarvan gaan ons vers 1, 2 en 3 sing, na ons geloofbelijdenis. Gesang 68 vers 1 en 4 na die wet van die Here, en dan Psalm 146 vers 1, vers 2 en vers 3 na ons geloofsbelijdenis. Ek gaan dit nie weer aankondig nie, ons gaan hierdie liedere spontaan sing as 'n skuldbelijdenis, Gesang 68 vers 1 en 4 en as 'n uitbreiding op ons geloofsbelijdenis, Psalm 146 vers 1, 2 en 3. Maar kom ons luister nou met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus dit in die wet van die liefde opgesom het, in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Op aarde
Broers en susters, op Golgotha het die Here Jesus vir al ons sondes betaal. Dit beteken dat elkeen wat glo en bely dat Jesus Christus sy verlosser en saligmaker is, dat daardie persoon se sondes onvoorwaardelik vergewe sal word. Maar elke een wat dit nie glo nie, en nie bely dat Jesus die Christus is nie, sal self verantwoordelik moet staan voor die Here vir elke liewe een van sy sondes. Daar staan in Johannes 3 vers 36 geskryf, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En daarom kan ons in gehoorsaamheid met Jesus Christus ons ongetwyfelde geloof voor God drie-enig bely. En kom ons doen dit dan ook so volgens die woorde van die 12 artikels, en elkeen van ons wat hierdie woorde glo, spreek dit in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, u kan so lank in u Bybels opsoek. Ons gaan saam lees in Lukas 11 vanaf vers 29 tot vers 32. Lukas 11 vanaf vers 29 tot 32. Daar's nie 'n spesifieke teksvers vir môre nie, maar ons gaan wel ook 'n stukkie in die Heidelbergse Katekisme saam met dit lees. Dit is Sondag 25 vraag en antwoord 65. Lukas 11 vanaf vers 29 tot 32 en dan ook die stukkie in die Heidelbergse Katekismes
vraag en antwoord 65. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God, Heer en Hemelse Vader, dank U vir die genade wat U vir ons gegee het. Dank U vir die wonderlike seëninge wat ons van U ontvang het, dat U ons ook gister, waar ons ook 'n bazaar gehad het, so oorvloediglik geseën het. Ons wil U vra dat U met ons sal wees, dat ons U evangelie sal uitdra, dat ons elkeen vandag U woord sal hoor, dat ons sal hoor van U wonderwerk en dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons met ons eie oë die werke van U hande sal sien. Dat ons sal lofsange sing oor U wonders, dat ons U naam sal verkondig, want U is groot en almagtig. En ons staan voor U as U gemeente, waar ons dalk nie so nederig is soos wat ons moet nie, waar ons dalk nie so verootmoedig is as wat ons moet nie. Maar vergewe ons dit wat ons teenoor U oortree, vergewe ons al daardie dinge. En werk U vanoggend in ons harte, dat ons met nuwe nederigheid en ootmoedigheid na U werke sal kyk, en sal besef hoe groot is die wonderwerke waarvoor ons blind staan. Gebruik ons as U getuies, dat ons U evangelie sal verkondig, waar dit ook al nodig is. Lei ons en leer ons om U woord te bewaar. Ons wil U dank vir die genade wat ons het, om vrylik te kan by mekaar kom en U naam aan te roep. Wees vanoggend met elke een wat hier is, en die wat nie hier is. Dat die wat graag hier wou wees en nie kon wees nie, dat hulle ook U seën sal ontvang, en U genade sal ontvang. Maar wees ook in besonder met die wat hier kon wees, maar nie wou nie. Dat U woord ook kragtig in hulle lewens sal getuig, dat hulle U liefde sal raak sien, en dat daar ook 'n wonderwerk in hulle lewe sal plaasvind. Ons dank U vir al die genade, en ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees vanmôre saam in Lukas 11, vanaf vers 29. Vers 29, en toe die skare saamstroom, begin hy te sê, hierdie geslag is boos, dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 'n teken was vir die Nineviete, so sal die seun van die mens ook wees vir hierdie geslag. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het al op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. My broers en susters, die teken van Jona gaan oor om te glo. Daarom lees ek ook so 'n stukkie uit die Heidelbergse Katekismus uit, vraag en antwoord 65. Die vraag is, aangesien alleen die geloof ons laat deel in Christus en al sy weldade, waar kom so 'n geloof vandaan? Met ander woorde, as die geloof ons deel maak van Christus se verlossingswerk, waar kry ons daardie geloof? Dan kom die antwoord van die Heilige Gees wat die geloof in ons harte werk, deur die verkondiging van die heilige evangelie en dit
versterk deur die gebruik van die sakramente. So met ander woorde, hy sê, waar kom die geloof vandaan? Dan is die antwoord, die geloof kom van die Heilige Gees af. En dit word versterk deur die bediening van die evangelie, met ander woorde, die hoor van die evangelie, en deur die gebruik van die sakramente, dit is nou die doop en nagmaal. So, waar kom die geloof vandaan? Het kom van die Heilige Gees af, word versterk deur die evangelie en die doop en die nagmaal. Broers en susters, wat vat dit om te glo? Nou, vandag is eintlik môre eers, maar vandag is hervormingssondag. Die naaste Sondag aan die 31ste Oktober. Nou, dit is nou môre die 31ste Oktober. En daar is amper nie 'n beter dag op die kalender om hierdie vraag te vra nie. Wat kos dit om te glo? Wat het ons nodig om te glo? Nou, 499 jaar gelede was die hervorming gewees. Volgende jaar is dit die 500ste herdenking van die ontstaan van alle protestantse kerke, waar selfs die AP Kerk sy oorsprong het. Het Martin Luther gegaan en sy 95 stellings teen die kerk op Wittenberg se deur gaan vasslaan en dit daar opgesit. Nou, kom ek vat ons so bietjie meer na vandag se tyd. As ek 'n plasing op die sosiale media plaas, soos Facebook of so ietsie, hoeveel mense sien daar die plasing? Jy weet self, ons het in die media was daar ruk terug, of gereeld is daar een of ander iemand wat een of ander iets gesê, dan is dit hierdie dood onbekende persoon, waarvan jy nog nooit gehoor het nie, skielik haal dit die nuus, dat iemand iets gesê het, wat hom nou in die moeilikheid gebring het. Ons almal weet van die rassistiese goed wat so ruk terug op die sosiale media gesê was, en dit het 'n bom laat ontplof. Nou, daardie goed word deur duisende mense gesien. En 'n mens kan verstaan as dit 'n sosiale reaksie veroorsaak. Maar in die tyd van Martin Luther het hulle ook so 'n kommunikasieplatform gehad soos ons sosiale media, maar wat nie deur duisende mense gesien was nie. En dit was die kerk se deur gewees. Hulle het, wanneer hulle debatte gevoer het of so ietsie, iemand sou 'n stelling gemaak het, dan het hy dit teen sy kerk se deur, soos die kerk in Wittenberg, vasgeslaan en hy het ietsie gestel. So Martin Luther het basies dit gedoen. Hy het op hulle vorm van sosiale media, het hy die 95 stellings gemaak van wat is fout met die Rooms-Katolieke Kerk. En mense sal dink dat 'n paar mense sou dalk nou gekom het en dit gelees het. Want hoeveel mense gaan nou tog nie net dit sien nie, maar hoeveel mense gaan dit lees en hoeveel mense gaan verstaan wat daar staan. Jy kan maar dink, die mense daai tyd was nie so geskool soos vandag nie. Hulle was eenvoudige mense, daar was geskooldes gewees soos onder andere Martin Luther. En die kerkleiers van daai tyd het baie bo die mense se vlak gepraat. Hulle het gehoop die mense verstaan hulle nie. So die mense moes maar net alles wat hulle gesê het so soetkoek opvreet. En hy het hierdie stelling gemaak. Nou jy kan dink, wie van u kry 'n lang boodskap op Facebook of op WhatsApp en dan sy te lank om te lees en skryf hy hom sommer aan die sy. Nou daai was 95 stellings, so dit was 'n redelike dokument wat hy daar opgesit het. So ons iets Martin Luther se stellings vandag op sosiale netwerk sien, gaan ons eers die tyd mors om dit te lees nie. En hy plaas daar die 95 stellings. En die paar honderd mense wat dit sien, dink 'n mens is dalk al klaar baie. Maar nie net gebeur dit nie. Daar kom van Martin Luther se studente en hulle sien wat daar geplaas is en hulle vat hierdie 95 stellings na die pas uitgevinde drukpers toe. En hulle maak kopieë daarvan en versprei dit. Sonder dat die mense, die gewone mense op straat hierdie ding moes lees duisende mense. Sonder dat enigiemand moes glo wat Martin Luther sê, want die paus wat daai tyd en selfs vandag nog deur die Rooms-Katolieke Kerk as die verteenwoordiger van Jesus Christus gewys word. Met ander woorde, hulle sê die paus se woord is selfs belangriker as die Bybel.
Dis wat die kerk daai tyd gesê het, dis wat die Rooms-Katolieke kerk nog steeds sê. Paus se woord is belangriker as die Bybel. Hier kom 'n gewone klein professor van 'n klein dorpie in 'n land wat onbenullig was in daai tyd, wat vandag deel is van Duitsland. En hy skryf 95 stellings wat hy op 'n deur plaas van 'n kerk. En daardie 95 stellings steek die wêreld aan die brand. En verander die wêreld en laat die grootste hervorming wat nog ooit gebeur het in die geskiedenis van die kerk, in die geskiedenis van die wêreld, gebeur die grootste hervorming ooit. En hiermee wil ek u vra, wat vat dit om te glo? Niemand het eintlik rede gehad om Martin Luther te glo nie. Niemand, daar was selfs voorgangers van Martin Luther, wat ook dieselfde tipe goed gesê het wat Martin Luther gesê het. Die mense het hulle nie geglo nie. Wat was anders met Martin Luther? Nou dit is amper dieselfde vraag wat 'n mens kan vra, wat was anders met Jesus gewees, toe die Fariseërs kom en hulle vra vir Jesus, gee ons 'n teken. En dan sê Jesus vir hulle, ek gaan nie vir julle 'n teken gee nie, julle is 'n bose geslag en julle vra na tekens. Geen teken sal vir julle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Nou wat is die teken van Jona? Nou Jesus verduidelik so kortliks vir hulle wat die teken van Jona is. Hy stel dit in 2 dele. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, is die eerste een wat hy noem. Hy sê die koningin van die suide, nou dit verwys na die koningin van Skeba, wat na Salomo toe gekom het in Salomo se tyd. Sy het in Skeba gehoor van die wysheid van Salomo en sy het toe na hom toe gereis om te sien, is hier die wysheid wat sy gehoor het, die gerugte van Salomo, is dit die waarheid? En toe sy daar kom en sy die waarheid gesien, en sy het besef hoe groot waarheid dit is, en hoe groot wysheid Salomo het, en sy is daar weg, en het vir Salomo gesê, nou glo ek, dat net God, met ander woorde die God van Israel, vir jou hierdie wysheid kon gee. Nou kom ons plaas daai gedeelte in konteks. Waar is Skeba? Skeba is in die suide, soos wat hierdie gedeelte sê, suid van Israel. Nou, later in die Bybel lees ons van dieselfde land, dan word hy die land Kus genoem. En die land Kus is in Afrika, suid van Israel. Hy is in Afrika redelik nog verder suid as Egipte. Nou, jy weet waar Ethiopië vandag is. Nou, dit is wie reis na Israel toe. Nou, jy kan dink, die koningin van die suide is 'n heiden wat nie veronderstel is om die Here te ken nie. Die Bybel noem dit in daai tyd dat sy van die eindes van die aarde af het sy gekom. Daai tyd, sy was op die randjie van die destydse bekende wêreld gewees, voordat 'n mens nou hier in die heel donker Afrika ingekom het, waar daai tyd basies niks was. Daar was net bome. En so sy was op die randjie gewees, so sy kom van die heel vers af, 'n heiden en iemand van Afrika. Hoor gerugte van Salomo se wysheid, gaan en erken en kom weg met 'n boodskap. Later sien ons selfs die effek van hierdie boodskap, toe daar 'n man van Ethiopië is staatsamptenaar, met ander woorde, 'n dienaar van die koninklike hof van Ethiopië, of van Kus, wat in die Nuwe Testament in Jerusalem gaan aanbid het. En wanneer hy terugkom, lees hy die profeet, die Here stuur 'n apostel na hom toe en hy kom tot bekering. Mens kan die effek sien van wat gebeur is. Nou sê die Here Jesus vir hulle, die koningin van die suide sal na julle kyk en hierdie geslag veroordeel wanneer sy opstaan uit die dood. Want sy het op gerugte van die wysheid van Salomo het sy gegaan. En toe sy dit sien, het sy geglo. Meer as Salomo is hier. Dis wat die Here Jesus wil sê. Dis die teken van Jona, of die eerste deel wat die Here vir hulle verduidelik. Meer as Salomo is hier. Julle sien
Hulle sien hoe die Here Jesus, soos die profete gesê het, blindes se oë oopmaak, dowes laat sien, krepeles genees, hoe hy dooies uit die dood opwek. Hulle sien dit met hulle eie oë. Dan vra hulle vir Jesus vir 'n teken. Die koningin van die suide sal hulle veroordeel. Sy het geen teken gehad nie. Sy het net vir Salomo gesien, en dit was genoeg. En verder gaan hy nog verder, hy sê Jona, dieselfde met Jona, hy sê Jona, wat vir die Nineviete, en die Nineviete sal in die oordeelsdag opstaan, en hulle sal na die geslag kyk en het veroordeel, want meer as Jona is hier, nou Jona is weer so gebeurtenis, soos die koningin van die suide amper erger. Die koningin van die suide het, as ek Salomo 'n profeet kan noem, daarom na 'n gewillige profeet gegaan, iemand wat gewillig was om die Here se wysheid aan haar te wys. Nou kom hy, die Jona, ons ken almal toe die verhaal van Jona, en ons dink daaraan hoe ons so gesien het toe ons kinders was, dat Jona nie wou gaan nie, en die Here het hom laat gaan, en toe het hy gegaan, en die mense het geglo. Maar die verhaal van Jona het veel dieper konteks as dit. Want Jona was 'n Israeliet gewees, en Ninive was nie sommer maar net 'n stad iewers gewees nie. Ninive was die hoofstad van Israel se vyande gewees. Met ander woorde, dit was Israel se aardsvyand gewees. Ninive was waar die koning gewoon het wat gereeld in oorlog was met Israel. Met die noordelike ryk se ballingskap het daar troepe vanuit Ninive gemasseer om Israel in ballingskap weg te voer. Troepe uit Ninive uit het Samaria verwoes. Soveel so dat Samaria nooit weer dieselfde was nie, selfs nadat hy herstel was. Troepe uit Ninive. Mens kan begin verstaan hoekom Jona bietjie onwillig was. Dit was nie vir hom dat hy bang was om te praat nie. Hy wou met alle mag gehad het, die Here moes Ninive verwoes. Want as Ninive verwoes is, het dit vir sy mense groot probleme opgelos. So toe die Here vir hom sê, ek gaan Ninive verwoes, moes Jona bly gewees het. Hy het seker op en af gespring, maar toe die Here vir hom sê, Jona gaan na Ninive toe, was hy baie omgekrap. Want nou skielik weet hy wat gaan gebeur. Hy weet as hy gaan preek, is die Here se genade groot en hulle sal tot bekering kom. So as hy nie vir hulle gaan preek nie, gaan hulle nie tot bekering kom nie. As hulle nie tot bekering kom nie, gaan die Here hulle mos vernietig. En hy probeer om weg te kom. Die Here wys vir hom, nee, so kan dit nie gebeur nie. En die Here stuur hom na Ninive toe, en op die ouende, ons ken die verhaal, weet hoe dit gebeur het. Hy kom in Ninive. Ninive, 'n groot stad. Die Bybel sê in Jona, 3 dagreise groot. Met ander woorde, dit vat jou 3 dae om deur Ninive te stap. Jona spandeer 1 dag in Ninive. Onthou, hy wil nie hierdie mense moet glo nie. Hy wil nie hulle moet glo nie. Hy sê vir hulle, bekeer julle, die Here gaan Ninive verwoes. Nog 40 dae, dan verwoes die Here Ninive, dis wat hy vir hulle sê. Hy stap net 1 dag in die stad rond, so hy kom nie eers, hy stap 1/3 van die afstand van die stad, so jy kan maar dink, as jy net 1/3 van die afstand in Karedo sit, jy gaan nie 1/3 van die mense in Karedo bereik nie, jy gaan nie die paar wat in die straat staan kry. So hy verkondig die evangelie aan 'n klein groepie in Ninive. Onwillig, en hy hoop en bid, niemand hoor hom of glo in hom nie. Niemand glo en niemand kom tot bekering. Dis hoe hy preek. Asseblief, moenie na my luister nie. Kan maar nou maar dink, as ek vanmôre vir u so gepreek het, asseblief, moenie na my luister nie. Wie vir u sou die tyd gemors het om na my te luister? Hy preek vir, moenie na my luister nie. Asseblief, die Here sê, julle moet tot bekering kom, maar moenie na hom luister nie, asseblief. En met daardie prediking, kom die hele stad Ninive tot bekering. En dan sê die Here, daar is die onwillige profeet. Salomo was daarom nog gewillig. Jona was onwillig. En daar kom die hele stad Ninive tot bekering. Hulle sal in die oordeelsdag opstaan. En daar hierdie geslag wat nou voor Jesus staan, veroordeel. Want meer as Jona is hier. Jesus is tog veel meer as Jona. Hy is nie net 'n gewillige profeet nie. Hy is die seun van God. Hy doen wonderwerke voor hulle.
siekes word genees, duiwels word uitgedryf, blindes kan sien, dowes kan hoor, dooies word uit die doodheid opgewek. Hulle sien dit met hulle eie oë en vra vir Jesus, gee ons 'n teken dat ons jou kan glo. Selfs al gee die Here 'n teken uit die hemel uit, sal hulle hom nie glo nie, want hulle sien die tekens voor hulle. Hulle wil dit nie sien nie. En so kom die Here, maar dit is nog nie die teken van Jona nie. Dit is nog net 'n stukkie van die teken van Jona. Die teken van Jona het nog nie opgehou nie. Want die teken van Jona gaan aan. Nie net het die Here siekes gesond gemaak voor hulle dooies uit die doodheid opgewek nie. Nog die grootste deel van die teken van Jona kom. Jesus sterf self aan die kruis. Self staan hy uit die doodheid op. Hulle sien dit. En selfs uit die dade van die Fariseërs of die owerpriesters van die Joodse raad, die Sanhedrin, kan 'n mens agterkom, hulle erken Jesus het uit die doodheid opgestaan. Met ander woorde, hierdie mense vra 'n teken, entjie nadat hulle 'n teken gevra het, paar, sê nie seker hoe lank nie, maar 'n tydjie later, erken hulle dat Jesus selfs uit die doodheid opgestaan het. Nog steeds is dit nie 'n groot genoeg teken vir hulle. Want jy sien, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, kom die wagte weggevlug na die Fariseë of na die Joodse raad toe, en hulle sê vir hulle, Jesus het uit die doodheid opgestaan. Die Joodse raad beskuldig hierdie wagte nie dat hulle jok nie. Hulle koop die wagte om. As dit nog nie genoeg bewyse is dat die Joodse raad glo dat Jesus werklik uit die doodheid opgestaan het nie. Nog nooit het die Joodse raad 'n soektog van daardie tyd geloods om Jesus se liggaam op te spoor. As hulle nie geglo het dat Jesus uit die doodheid opgestaan het nie, sou hulle mos dadelik begin soek het as hulle regtig geglo het dat die disippels hom gesteel het nie. Want hoe maklik sou hulle die Christendom nie in die kiem kon smoor as hulle Jesus se liggaam gekry het en hom deur die strate gesleep het op 'n wa en vir almal gewys het, hier is die Jesus wat julle geglo het opgestaan. Nee, daardie Joodse raad het nooit gaan soek na Jesus nie. Hulle koop om dat die wagte moet jok en 'n leuen wat niemand kan reg of verkeerd bewys. Behalwe daardie wagte of daardie soldate. Hulle is die enigstes wat dit kon reg of verkeerd bewys dat hulle jok of nie. So, nooit het hulle, so met hulle dade erken hulle eintlik, Jesus het uit die doodheid opgestaan. Hulle glo dit. Mens kan dit in hulle dade sien. Nog steeds erken hulle hom nie as Messias nie. Watter groter teken kon Jesus vir hulle gee as die teken van Jona, dat dit wat dood is uit die doodheid opgestaan het? Dat Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis, uit die doodheid opgestaan, wat 'n groter teken kon hy vir hulle gee? Hy noem hulle bose geslag, want hulle wil nie 'n teken sien nie. Waar kom dan die geloof vandaan? Hoe kan hulle geloof kry as hulle sien en nie glo nie? Die Heidelbergse Katekisme sê, waar kom daai geloof vandaan? Dan kom die antwoord, alleen deur die Heilige Gees. Selfs die disippels het nie geglo dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Hulle moes eers ernstig oortuig word. En eers toe die Heilige Gees oor hulle uitgestort is, toe maak dit vir hulle sin. Toe maak dit skielik sin. En die verskil tussen die Joodse raad en die disippels is die Heilige Gees. As die Heilige Gees nie in jou hart is, sal jy kyk en jy sal nie sien nie. Jy sal luister, maar jy sal nie hoor nie, of jy sal hoor, jy sal nie luister nie, hoe om ook al. Jy sal lewe, maar eintlik is jy dood. Maar die wonderwerk gebeur. Die wat doof is vir die woord van die Here, se ore word geopen. Hulle is nie meer doof nie, hulle hoor wanneer die Here praat. Die wat blind was, se oë word geopen, hulle sien die wonderwerk van die Here. Die wat dood was, word uit die doodheid opgewerk, sodat hulle in Christus kan lewe. Voor ons oë gebeur daardie wonderwerk. En die teken van Jona is nie net vir die tyd van Jesus, toe hy op aarde was, en die tyd
van die Fariseërs nie. Die teken van Jona is vandag nog 'n sigbare teken vir elke een van ons. Dit was 'n sigbare teken 499 jaar terug met die hervorming. Dit wat daar gebeur het, was die teken van Jona duidelik sigbaar. Die onmoontlike gebeur. Mense wat veronderstel is om verdoem te wees tot die hel, hoor die woord van die Here en hulle glo. Die woord van die Here wat nie so maklik versprei kon word soos vandag nie, word versprei in 'n ongelooflike kort tydjie. Teken van Jona kon ons sien toe die apostels die eerste keer die evangelie uitgedraai, vinniger as wat enige ander boodskap kon versprei, en daardie tyd word hy versprei. En die beste van alles is, die mense sien dit raak. Hulle is nie blind soos sommige nie. Hulle is nie doof soos sommige nie. En hulle lewe in hulle harte vir die Here. Die teken van Jona. Maak nie saak hoe goed of sleg die apostels verkondig het. Wat alles teen hulle gemik was nie. Die mense het gehoor en hulle het geglo. Maak nie saak wat alles teen die hervorming was nie. Maak nie saak of die paus gesê het, dit is 'n dwaalleer, dit is 'n kettery nie. Maak nie saak of die paus dit gesê het nie. Die mense het geglo want die Here het anders gesê. Nie omdat hulle net wou sê nie, omdat die Heilige Gees dit in hulle harte verkondig het. En dan kom die Here nog verder, hy gee vir ons nog meer as dit. Hy gee nie net vir ons die Heilige Gees nie, daar stop die wonderwerk nie. Hy gee vir ons die evangelie, sodat ons nie net daardie eenmalige bekering het nie, maar dat ons kan aangaan en versterk in die geloof. Hy gee vir ons die sakramente, die doop en die nagmaal, om ons aanhoudend te versterk. Sodat ons heeltyd die teken van Jona in ons harte nie net kan ervaar nie, maar kan sien. Elke keer as ons kerk toe kom, is dit die teken van Jona, 'n wonderwerk wat hier plaasvind. Wie van u het gedink, as u vandag kerk toe kom, gaan u 'n wonderwerk sien? Broers en susters, maak u oë oop. Moenie soos die Fariseërs blind staar teen die wonderwerke nie. Hier reg voor u is 'n wonderwerk in die gebeur. U wat veronderstel is om dood te wees, lewe. U wat veronderstel is om doof te wees vir die woord van die Here, en ek weer sien ook die ironie daarin, daar is sommige van u wat vanmôre doof is vir die woord van die Here. Maak u ore oop, want die Here sal dit wat doof is laat hoor. Die Here sal dit wat doof is laat hoor. En as u blind is om die woord van die Here te sien, met die nagmaal en die doop is 'n sigbare teken, ons sien dit, maar ons weet nie wat dit beteken nie, dit is 'n wonderwerk. En weer is daar sommige van ons wat blind is daarvoor. Die Here sal die oë open van die wat blind is, en hy sal ons laat lewe. Hier is 'n wonderwerk in wording. Mense soek 'n teken, vir al die heidene. Hulle sê, as die Here regtig bestaan, laat hom dit wys. U is die bewys. U is die wonderwerk. Maar nog veel meer as dit, dis nie die grootste wonderwerk. Die grootste wonderwerk is dit wat dood is, lewe. Elke liewe keer, as iemand wat dood is, praat nou van geestelike dood, die evangelie hoor, en die Here verander sy hart. Die belydenisskrifte verduidelik dit mooi, hoe groot wonderwerk dit is. Die Bybel sê, of die belydenisskrifte sê uit die Bybel uit, dat dit is so groot wonderwerk, soos die skepingsdaad self. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, as u vandag bely dat u 'n kind van die Here is, dan het u die grootste wonderwerke ooit al gesien. Met ander woorde, as u wens, u kon graag die groot mag van God gesien het die dag toe hy gesê het, laat daar lig wees. U wens, u was daar. As u dit wens, het ek vir u goeie nuus. U sal dalk nie daardie wonderwerk sien. Maar daar is net so groot wonderwerk. Die feit dat u glo, beteken die Here het 'n nuwe skepping, nuwe skepsel gemaak. En u is deel daarvan.
Die groot wonderwerk. Ek, verlore kind van die Here, die Bybel sê geen sondaar, geen hoereerder, geen kwaadspreker, geen dronkaard, geen misdadiger, wat hy ook al wil sê, kwaadspreker, enigiets, sal ooit in die koninkryk van die hemele kom nie. Met ander woorde, dis onmoontlik vir ons om daar te kom. Daar is geen manier wat 'n sondaar voor die Here kan staan nie. Die Here is volmaak, geen sondaar kan voor hom kom nie. Met ander woorde, geen sondaar kan ooit die koninkryk van die hemele beerwe nie. Geen sondaar kan ooit die ewige lewe kry nie. Al is dit een sonde en ons almal het meer as dit. Dis wat die woord ons leer, geen sondaar. En die wonderwerk is, hier sit ons. Geen sondaar is veronderstel om die Here te aanbid nie. Hier sit ons. Die feit dat u vanoggend hier is 'n wonderwerk. Ons aanbid die Here. Nog groter die wonderwerk. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf en uit die dood uit opgestaan. Sodat ons die evangelie kan hoor, kan sien en dat ons eendag die sondaars wat ons is, as volmaakte wesens, sonder enige sonde voor die Here kan staan. Dis die wonderwerk. Ons is nie veronderstel om te glo. Ons het nie Jesus wat in menslike vorm voor ons staan, soos die Fariseërs nie. Maar tog glo ons. Die Fariseërs het Jesus sien uit die dood uit opgestaan. U het dit net gehoor. Was dalk nie deur 'n onwillige profeet nie, maar ongeag wie dit was die Heilige Gees. En of u nou die teken van Jona wil sien, die dag toe Jesus dit vir die eerste keer aan die Fariseërs openbaar het. En of u die teken van Jona wil sien met die hervorming 499 jaar terug. Maar nêrens is hy so duidelik soos vandag hier nie. Want u glo ten spyte van die feit dat u nie veronderstel is om te glo. U glo as gevolg van die Heilige Gees wat in jou hart werk. Wat vat dit om te glo? En dis die vraag wat ek in die begin gevra het. Wat vat dit om te glo? En die antwoord, as ek dit kortliks gaan opsom, niks minder as 'n wonderwerk. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat u vir ons gegee het. Dat ons vandag voor u kan staan en aanskoue van u wonderdade. Open elkeen se oë wat blind is. Laat die ore wat doof is hoor. Want groot is die wonderwerke, groot is die genade. Ons dank u dat die teken van Jona vir ons genoeg is. Dat al het ons u seun Jesus Christus nie in lewende menslike vorm gesien nie, dat ons nog steeds kan glo. Leer ons om u weg te stap. Maak ons oë oop vir al die wonderwerke, dat ons nie meer sal blind staar nie, dat ons die tekens en wonders sal soek en sal wens ons kry dit nie. Maar dat ons sal weet wat gebeur, dat ons sal sien wat gebeur. Dat ons nie meer sal blind vaskyk nie. Maar laat die geloof onder ons versprei soos 'n veldbrand. Dat ons sal weet, al is ek nie veronderstel om te glo nie, het u hemel en aarde versit, sodat elkeen van ons kan glo. Ons kan u nie dankie sê op 'n waardige wyse nie. Maar dankie vir die genade dat ons kan probeer. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Gesang 267. Ons gaan vers 1 en 2 sing. Ek lees vir ons vers 2. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker,
Hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jul dier gekoop. Ons sing saam gesang 267, vers 1 en vers 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.